Kom ons bestudeer vandag die woord van God met die preek getiteld Die Bybel en feite. Sommige mense sê, die Bybel is onwetenskaplik en nie gebaseer op werklike gebeure nie, so dit is onaanvaarbaar. Selfs onder gelowiges in God is daar onsekerheid oor of die Bybel feit is. Daarom is hulle nie in staat om die leerstellings daarvan te vertrou of te aanvaar nie. Daarom, laat ons eers ondersoek hoe die Bybel saamgestel is deur na 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12 te blaai. Almal wat godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is. Wat is dit? Deur God geïnspireer. God het die Heilige Gees uitgestort en dit geskep. Kom ons kyk weer na vers 16. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Almal, wie het die Bybel geskryf? Dit leer ons duidelik dat die Bybel geskryf is deur mense wat deur die Heilige Gees van God beweeg is. Toe van Genesis tot Openbaring is hulle in verskillende tydperke geskryf. Terwyl sommige omtrent dieselfde tyd geskryf is die meeste van hulle nie. Al hierdie inhoud, wat deur God oor 'n lang tydperk geskryf is verenigde profeseë. Alhoewel die profete van verskillende plekke was, verskillende beroepe gehad het en in verskillende eras bestaan het, leer God ons deur die Bybel waarom die mensdom na hierdie aarde gekom het en waarheen ons op pad is. Hiervoor het God profete gestuur in elke tydperk. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. 2 Timoteus hoofstuk 3 leer ons dat dit geskryf is in ooreenstemming met die wil van God. 2 Timoteus hoofstuk 3 is soos volg in 'n ander weergawe opgeteken. Die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. So, ons moet verstaan dat die woorde in die Bybel van God kom en hulle is nie volgens mense se eie gedagtes geskryf nie. Wanneer mense die Handelinge of die briewe in die Nuwe Testament lees, vra hulle, is dit nie maar net 'n brief wat Paulus geskryf het nie? Daar is 'n wanopvatting dat die Bybel deur mense saamgestel is. Maar van die eerste bladsy tot die laaste bladsy het God wat die einde van die begin af sien al hierdie woorde in die Bybel geplaas vir die redding van die mensdom. Ons moet dit glo. Daarom, wat moet ons doen? Aangesien dit God se wil vir redding bevat, moet jy nooit daarby byvoeg of daarvan wegneem nie.
Die Bybel openbaar die wil van God deur die geskiedenis, deur profesieë of deur die briewe. Daar is verskeie maniere. Tog moet ons nooit vergeet dat God hulle opgeteken het om die mensdom te help om hom te verstaan en die waarheid te soek nie. 도움을 주기 위해서 기록하신 이와 같은 내용이라는 것을 우리는 항상 잊어서는 안 되겠습니다. Mense dink egter nie so nie, maar dink. Dit is blote teks wat deur mens geskryf is. 이런 제 잘못된 생각들을 갖다가 보니까 이 성경 전체에 대한 하나님의 그 뜻을 So, hulle verdraai God se wil in die Bybel. 생각들을 가질 수밖에 없는 것입니다. Om hierdie rede, soos die tyd verbygaan, verval die Christendom en verdwyn God se lewenswoord oor Europa, Noord- en Suid-Amerika en regoor die wêreld. Dit is werklik jammer. Kom ons kyk na 2 Petrus hoofstuk 3 vers 14. In hoofstuk 3 vers 14 staan daar geskryf: Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. En beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing, soos ook ons geliefde broer Paulus, volgens die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, soos in al sy briewe waarin hy oor hierdie sake praat. Daarin kom sekere moeilik verstaanbare dinge voor, wat onkundige en onstandvastige mense. Wat doen hulle? Tot hulle eie ondergang verdraai, soos hulle ook met die ander geskrifte maak. Hulle verdraai die Bybel. Met ander woorde, hulle verdraai die woorde. Dus, wat sal met hulle gebeur? Tot hulle eie ondergang julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet, wees op julle hoede. Wat beteken, wees versigtig, om nie deur die dwaling van beginselose mense meegesleer te word, en so julle eie standvastigheid te verloor nie. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en ook tot op die dag van die ewigheid. Amen. Soos ons hier kan sien. Die Bybel moet deur niemand met geweld geïnterpreteer word nie. Dan moet ons luister na die interpretasie van God, die outeur van die Bybel. Volgens Micha hoofstuk 4, wat sê God sal hy in die laaste dae doen. Kom ons kyk na die profesie in Micha hoofstuk 4. Die woorde van Micha hoofstuk 4 vers 1 sê: In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge, ja, hy sal bo die heuwels uittroon. Volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob. Sodat hy, wat sal hy doen? Ons van sy weë kan leer. Wanneer sal dit gebeur? In die laaste dae. In die laaste dae sal God kom en ons sy weë leer. En ons op sy paaie kan volg. Ons skep nie nuwe leerstellings nie. Die Bybel leer ons dat dit verkeerd is om die woorde van God te verdraai. Kom ons kyk weer na vers 2. Dit sê, ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. In die laaste dae moet ons by God leer. Is dit nie hoekom daar in Hebreërs hoofstuk 9 vers 28 geskryf is dat hy 'n tweede keer sal kom na die wat op hom wag nie? Dan, hoe het God, wat 'n tweede keer gekom het, die gesag van die Bybel verduidelik? Die Bybel is nie 'n versinsel nie, maar 'n feitelike beskrywing van dinge wat vervul sal word. Mense sê, ek erken die gesag van die Bybel, maar tog hou hulle nie die Pasga wat in die Bybel genoem word nie, of hoe? Onderhou hulle die Sabbatdag? Nee. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af.
마음은 Gaan 내게서 weg van my, 빨리 julle wat 떠나기를 wetteloosheid 문제들이 beoefen. 불법을 Het hy hulle nie 행하는 verwerp nie. 내게서 다 물러가라. 이렇게 물리시지 않았습니까? 예, Met hulle 그들은 lippe sê hulle, 입과 ons moet die 입술로는 Bybel 성경을 glo, maar hulle 믿어야 glo 되는 dit nie. 책이다 하고 하면서 실제는 믿지 않는다는 얘기가 되겠습니다. Ons moet egter nie soos 근데 hulle 우리는 wees 그리 nie. 하면 안 됩니다. God het vir 천국가는 ons die Bybel 열어주시고 gegee om die weg na die hemel oop te maak, 모든 행위와 잘못된 생각을 om al ons 바르게 verkeerde 고쳐주시고 dade reg te stel 또 en om 구원의 ons na 길로 redding te 나아갈 lei. 수 있도록 Is dit nie 인도하기 hoekom 위해서 God vir ons die Bybel 하나님께서 gegee het nie? 성경을 우리에게 주신 것 아니겠습니까? 먼저 Laat ons 이 dan eers 성경이 bevestig dat die Bybel feite 사실적인 is. 내용이라는 사실을 확인을 해보도록 하겠습니다. Kom ons 욥기서 blaai na 20장. Job hoofstuk 26. In Job hoofstuk 26 vers 7 staan daar 7절의 geskryf: 말씀 보시면 Voor hom wat die noorde oopspan oor die nuut wat die aarde ophang. 땅을 Aarde verwys hier na die planeet Aarde. 지구를 의미하고 있죠. 이 Waar het hy 지구를 hier die aarde 어디에 opgehang? Aan niks. 다시며 Die belangrikste punt hier is dat die aarde oor leë ruimte 이 hang. 지구가 허공에 매달려 있다라고 이렇게 알려주신 대목이 되겠습니다. 자, Die boek Job 그렇다면 is ongeveer 이 욥기서 3500 jaar gelede geskryf. 기록된 말씀이 되겠는데 God het hierdie feit 3500 jaar gelede deur Job geopenbaar. 이 지구의 상태를 알려주신 것입니다. 이 Die wet van 지구가 universele 공중에 gravitasie het 매달려 omstreeks 있다라고 1987 amptelik bekend geword 1687년 deur 'n wetenskaplike genaamd Newton. 뉴턴이라는 과학자에 의해서 전 세계 공식적으로 알려지기 시작했습니다. 그럼 그 Wat het 이전의 mense dan 사람들은 voor 이 daardie tyd 지구가 oor die aarde 어떤 gedink? 위치에 있다고 생각했습니까? 사람들은 Mense het geglo dat die land op die rug van 'n reuse olifant gevorm is. 땅이 형성되어 있고 그 위에 Die aarde is rond. 사람들이 살고 있는 줄로 그렇게 생각했다고 합니다. Die aarde hang in die ruimte. 지구가 공중에 매달려 있다. Dit was 상상도 하지 못했던 boverbeelding. 그러한 시대였습니다. Maar nou glo almal nie dat die 이 aarde in 지구가 die ruimte hang 공중에 nie. 달려 있다 해도 다 믿고 있지 않습니까? 예. Deesdae vlieg kunsmatige satelliete deur die ruimte en neem beelde van die aarde 우주를 vas. 이제 날아다니면서 지구의 모습을 촬영하기도 하고. 하나님께서는 Verbasend, 이미 God het dit reeds 3500 3500 jaar gelede deur 'n profeet geopenbaar, 그 당시 사람들은 maar het mense dit 믿었을까요? destyds geglo. 이 Met hul 어마어마한 wetenskaplike 땅이 begrip was dit 아무것도 ondenkbaar dat die aarde in die 마치 ruimte 허공에 gesuspendeer 매달려 was. 있다는 것, 그 당시의 사람들의 과학적인 식견으로서는 상상을 할 수 없는 일입니다. 근데 Wat het God 하나님께서는 egter duisende 이미 jare vooruit 수천 gesê? 년을 앞서서 뭐라고 했습니까? 땅이 Die aarde hang 공중에 oor 매달려 niks. 있단 말이에요. Laat dit 하나님의 ons nie toe 말씀이 om te 이 bevestig dat die 성경에 Bybel, die 기록된 woord van 어떤 그 God, 기록이 feite is nie. 얼마나 사실적인 것인가를 다시 한번 확인할 수 있지 않습니까? Aangesien die Bybel wetenskap voorafgaan, 과학보다도 앞서가다 보니까 met ons beperkte begrip, 이제 무지한 인류 kan ons 인생의 nie God se wil verstaan nie. 하나님의 그 뜻을 이해할 수가 없습니다. 그래서 Dit is hoekom dit so moeilik was vir mense in daardie tyd om die waarheid te aanvaar. 어렵게 돼 있습니다. Ons sê, daar is die ewige koninkryk van die hemele. 성경에는 Sê die 천국이 Bybel 있다 daar is 'n 했습니까? koninkryk 어떠했습니까? van die hemel of nie? 근데 사람들이 Mense 보는 glo 것은 dit egter nie. 지옥이 Ons sê, daar is 있지 hel. 않습니까? Twyfel mense egter nie daaraan nie. 못하니까 하나님 안에 Aangesien hulle dit nie 천국 glo 가는 nie, 어떤 그 versuim hulle 길을 om die 찾기 pad 위해서 na die hemel te 찾아오지를 soek. 못하고 지옥을 Mense is in 'n 피하기 위한 jammerlike en 그 dwaase situasie 구체적인 omdat hulle nie kom leer 내용을 hoe om die 배우기 hel te 위해서 vermy nie, nie waar 찾아오지 nie. 못하는 이런 안타깝고 어리석음 가운데 있지 않습니까? Al die 하나님의 woorde 그 van 모든 God is 말씀들은 duisende jare voor 사람들의 mense se 생각보다도 gedagtes 수천 년, 수만 년 앞서가고 en God het reeds die waarheid deur die Bybel aan die mensdom bekend gemaak. 인류에게 성경을 통해서 알려놓고 계셨다는 것. Kom ons kyk na Job 36장 hoofstuk 36 vers 24. In hoofstuk 36 vers 24 staan daar geskryf: Onthou dat jy sy werk, wat deur mense besing word, moet verheerlik. Die hele mensdom aanskou dit met vreugde, sterflinge kyk van ver af daarna. Vers 26. Kyk, God is verhewe, ons kan dit nie eers bedink nie. Die getal van sy jare, dit kan nie nagespeur word nie. Want hy trek druppels water op, dit word vir sy ondergrondse rivier oorgeskink tot reënwater wat die wolke uitstort, wat hulle oorvloedig laat drup op die mense. Die uitdrukking die water optrekkie verwys na water wat in damp verander word 수증기로 만들어서 공중으로 끌어올리고 그것이 이제 en in die lug 공중에서 opgelig word. 응결이 되어서 구름이 되고
또 Dit word 그것이 wolke wat 다시 dan soos oorvloedige bye 쏟아지는 neerstort. 물의 어떤 순환 과정을 Ons kan sien hoe God die 욥기서 watersiklus 36장에서 beskryf het in die boek 설명하고 Job, 있는데 hoofstuk 36 in die dae toe mense gedink het reën was bloot water wat uit die lug geval het. 생각했던 그 시절에 하나님께서는 이 물의 순환 과정을 지금 설명을 지금 하고 계십니다. Dit was in die 17de eeu dat die mensdom 'n wetenskaplike belangstelling in die watersiklus geneem het en die teorie georganiseer het. 17세기라고 하니까 Daarom is God se woord altyd voor die mensdom se wetenskaplike begrip. 수천 년을 앞서가고 있습니다. As dit op hierdie manier in die Bybel geskryf is, moet ons glo dat die Bybel feite is. 사실이구나 하는 내용으로 받아들여야 되겠습니다. In daardie dae moes mense gevra het, hoe styg water na die hemel? Ek het dit nog nooit gesien nie. Dit moet 'n leuen wees. Ek kan dit nie glo nie. Dit was slegs ongeveer 400 tot 500 jaar gelede in die 17de eeu dat mense dit ontdek het. 17세기 경에 와서 이루어졌다고 하니까 불과 이제 한 400-500년 정도밖에 안 됩니다. God het dit egter reeds 3500 jaar gelede deur die profete opgeteken, nie waar nie? Die rede hoekom ek dit vandag met jou deel, is omdat alles wat in die Bybel geskryf is waar is, en ons moet dit glo. Op daardie oomblik het mense dit dalk nie geglo nie, maar wanneer die tyd aanbreek, sal almal sê, dit was waar. Die Bybel het werklik opgeteken wat sou gebeur. Vandag sal ek 'n paar soortgelyke voorbeelde vir jou verskaf. Jesaja was 'n profeet ongeveer 700 jaar voor Jesus se koms. In Jesaja, hoofstuk 53 word opgeteken oor die Messias wat 700 jaar later sou kom. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 53 vers 1. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat. Die profeet Jesaja het geprofeteer oor 'n spesifieke persoon wat 700 jaar later sou verskyn, en hy sou deur die mensdom verwerp word. 'n Mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Vers 4. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God, en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Op hierdie manier het God die profeet Jesaja alles laat opteken wat 700 jaar later sou plaasvind. Het hierdie gebeure dan 700 jaar later plaasgevind? Alles het presies gebeur soos dit geskryf is. Laat ons voortgaan om dit te ondersoek. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Al hierdie dinge sou gebeur as gevolg van ons oortredings. Kom ons kyk na vers 8. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweë die oortreding van sy volk het die sla hom getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het, en bedrog nie in sy mond was nie. In Jesus se lewe het alles gebeur presies soos dit voorspel is.
Hy is neergelê in die graf van 'n ryk man met die naam van Josef. Ook saam met wie is hy gekruisig? Hy is saam met 2 rowers gekruisig. Is hy geslaan of nie? Is hy onregverdig veroordeel of nie? Is hy deurboor of nie? Van die eerste tot die laaste was alles vervul. Daarom kan ons bevestig dat die Bybel God se woorde bevat wat vooraf geskryf is om toekomstige gebeure te voorspel. Ons kan ook bevestig dat hierdie woorde nie fiksie of iemand se verbeelding is nie, of hoe. Ons moet nooit die Bybel byvoeg of daarvan aftrek nie, en die absolute gesag daarvan handhaaf. Dit is omdat dit die woorde van God is. God het elke verlossingsplan geskep met nie eers 0,001% fout nie. Hoe kan blote mense sê, dit moet so of daardie manier wees? Waarlik, Jesus het hierdie woorde vervul net soos dit in Jesaja, hoofstuk 53 geskryf is. Kom ons bevestig dit deur na Matteus hoofstuk 27 vers 57 te blaai. Toe dit laat geword het, het 'n ryk man van Arimatea met die naam Josef daar aangekom. Om ryk te wees word hier beklemtoon. Ook hy was 'n disipel van Jesus. Die man het Pilatus genader en die liggaam van Jesus gevra. Toe het Pilatus beveel dat dit gegee word. Josef het die liggaam geneem, dit toegedraai in 'n skoon linnedoek en neergelê in die nuwe graf. Wie se graf was dit? Dit was die ryk man se graf, wat hy vir homself in die rots laat uitkap het. Hy het toe 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Is die profesie wat in Jesaja hoofstuk 53 opgeteken is, 700 jaar later vervul? Ja. Daar is ook geprofeteer dat 'n graf by die goddeloses aan hom toegewys sou word. Kom ons bevestig dit in Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23 vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe, red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie, jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. Nou, volgens vers 39, wie het daar gehang? Dit was een van die misdadigers. Volgens Jesaja hoofstuk 53, by wie is 'n graf aan hom toegewys? Hy is 'n graf toegewys met die goddeloses. Daar was 2 rowers aan beide kante van hom. Die rower aan die regterkant het sy sondes bely en vir Jesus gesê, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Aan die ander kant het die rower aan die linkerkant Jesus gespot. Uiteindelik is aan hom 'n graf toegewys met die goddeloses. En nadat hy gesterf het, is hy in die graf van 'n ryk man met die naam Josef geplaas. God het deur die profeet Jesaja al die dade van Jesus Christus beskryf, wat 700 jaar later sou verskyn. Daarom moet ons nie luister na diegene wat nie die Bybel glo nie. Maar onthou dat die Bybel die absolute woord van God is en sekerlik vervul sal word. As mense 3500 jaar gelede geweet het dat die aarde in die ruimte hang, sou hulle vreesbevange gewees het. Net soos die wetenskap egter bewys het dat die aarde in die ruimte opgeskort is, sal God ons binnekort toelaat om met ons eie oë te sien dat die hemel en die hel werklik bestaan. Ek hoop dat nie 'n enkele mens in die hel sal ingaan nie. Die weer was die afgelope tyd baie warm. Is dit nie pynlik nie? Die daaglikse lewe het moeilik geword weens die hoë temperature. Met inagneming van die ewige pyniging in die poel van vuur, moet ons almal vinnig na die waarheid lei waar hulle vergifnis van sondes en verlossing kan ontvang, sodat hulle nie hel toe sal gaan nie. Dit is omdat alles wat in die Bybel opgeteken is, waar is.
Al leer God die mensdom die feit, glo mense dit nie. 이와 같이 우리에게 알려주시는데도 여기에 대한 믿음을 갖지 못하고 뭐 As ek 죽어든 sterf, 지옥까지 gaan ek hel toe. Almal anders gaan ook soontoe. Wat is fout daarmee? Hulle is die jammerlikstes. Daarom moet almal die Bybel reg verstaan en glo dat dit sekerlik vervul sal word. 모든 내용들은 반드시 그대로 되어진다는 사실을 절대적으로 신뢰할 수 있는 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 19. Die profesie in Jesaja hoofstuk 53 wat sê dat Jesus deurboor sou word, is ook vervul. Johannes hoofstuk 19 vers 33. 19장 33절입니다. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter, wat het hy gedoen? Met 'n spies in Jesus is hy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom want hierdie dinge het plaasgevind sodat die skrif, wat sou die skrif wees, vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie. Die profesie is vervul. En 'n ander skrifdeel sê weer, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Dit herinner ons aan Jesaja, hoofstuk 53. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Dit is asof die profeet Jesaja in 'n tydmasjien na die tyd van Jesus gereis het, alles aanskou en dit 700 jaar vroeër opgeteken het. Ons moet onthou dat die Bybel hierdie kenmerke het. So het Jesus, wat 2000 jaar gelede gekom het, ons ook hieroor geleer. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 24 vers 25. Hoofstuk 24 vers 25. Toe sê hy vir hulle, o, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Dit sou baie makliker wees as hulle dit absoluut geglo het, maar hulle het getwyfel. Jesus het toe gesê, julle wat sonder begrip is, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Ons moet vasglo wat ook al in die Bybel staan. Dit is nie nodig om te huiwer nie. Kom ons bevestig dit deur Matteus hoofstuk 26. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 26 vers 51. En skielik het een van die saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoofpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie ek kan maar net my Vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Wat het Jesus oor die Bybel gesê? Het hy nie erken dat alles wat in die Bybel geskryf is, van God se gees kom en sekerlik vervul sal word nie? Hy het bedoel, selfs as jy dit doen, sal die profesie vervul word. Sit jou swaard terug op sy plek. Hierdeur kan ons verstaan dat die profesie in die Bybel sekerlik vervul sal word, nie waar nie? Dan, wat sê Openbaring, hoofstuk 21 oor die koninkryk van die hemele? God leer ons dat daar nie meer dood, geen rou, geen gehuil of geen pyn meer sal wees nie. En dat nuwe vreugdes dag na dag geskep sal word. Sodat ons lewens oorloop van vreugde, het hy ons nie tot hierdie feit wakker gemaak nie. In die boek Openbaring, hoofstuk 22, verse 4 tot 5, hoe sê dit ons sal in die hemel lewe? Hulle sal vir ewig en altyd regeer.
God het ons wakker gemaak vir die dinge wat gaan gebeur. Ons het bevestig dat alles wat in die Bybel geskryf is, 'n gebeurtenis is wat sekerlik sal plaasvind. Die ewige koninkryk van die hemel, die nuwe hemel en nuwe aarde, is nie ver nie. Laat ons daarom nooit ons hoop op die hemel verloor nie. Alhoewel Satan wonderlike heerlikheid op hierdie aarde aangebied het Jesus nie die versoeking oorwin nie. Satan het hom die heerlikheid van die wêreld gewys en gesê, "Buig voor my neer." Hy het vir Jesus gesê om hom aan hom te onderwerp, maar wat het Jesus gesê? "Weg van my af, Satan. Aanbid net die Here jou God." Wat ons op hierdie aarde moet aanbid, is nie rykdom, roem of kennis nie. Ons moet net God aanbid. Die Bybel sê vir ons dat hemel en hel werklik bestaan. Die koninkryk van die hemele bestaan. Dieselfde geld vir die hel. Daarom vra ek julle om pogings aan te wend om die pragtige en genadige woord van God met ons familie, vriende, kennisse en bure te deel, sodat hierdie jaar gevul sal wees met genade. Ons Sion familielede, wat te midde van verskeie uitdagings geloof behou, kom ons bly sterk. Ek vra elkeen van julle ernstig om die kinders van die hemel te word. Ek wil graag vandag se preek afsluit. Dankie.